om jou hondevriend veearts toe te bring, terwyl hulle siek is en nie van die veearts hou nie, kan vinnig in 'n nagmerrie vir almal betrokke ontaard. Ons het saam met Karina Kurpershoek, 'n dieregedragkenner van Potchefstroom gekuier hier by Olympus Dierehospitaal in die ooste van Pretoria, om wenke en raad te kry oor hoe om hierdie besoeke by die veearts die beste te maak vir almal betrokke. So, meeste honde wat in die praktyk aankom is gewoonlik angstig. Ons verskillende reuke, ons verskillende klanke, dis visual sien hulle ook aan 'n honde. So hulle is baie keer hulle angstig en ongemaklik en ja, so dit is maar 'n tens omgewing hier en daar is daar maar 'n uitsondering wat jy sien waar 'n hondjie inkom, 'n stertjie waai en jy kan sien jy gaan met hulle lekker werk, maar meeste geval is maar ongemaklik. Dit is hoogs onaangenaam vir beide mens en dier, as jou hond of jou kat sukkel by die veearts. Ek sê altyd as die hond gemaklik is of die pasiënt gemaklik is, dan is ek gemaklik. Dan kan ek my werk lekker uitvoer en dit is as jy 'n hondjie het wat kiaperig is en so, jy sukkel om mooi in die mond te kyk, jy sukkel om temperatuur te neem en alles. So as daar, ek wil amper sê net 'n verstaaning is dat jy weet die hondjie is in 'n gemaksone, dan dink ek is 'n ondersoek ook baie makliker. Tydens die veeartsbesoek kan dit verskriklik moeilik wees as die hond baie bang is, want jy kan sukkel om goeders gedoen, jy kan sukkel om die ondersoek gedoen te kry. Die hond kan byt, jy weet dit kan beserings veroorsaak wat hoogs onaangenaam is. As 'n hond rarig baie sukkel as hy veearts toe moet kom. Dis vir hom of haar 'n skrikwekkende ervaring. So daar is 'n probleem, daar's 'n ernstige probleem. So wat ons geïllustreer het is jy gaan 2 programme parallel hardloop. So jy gaan die omgewing sistematies desensitiseer wat ons nou gewys het in die video's. So jy maak dit baie sistematies, begin in die parkeerarea, werk dit sistematies tot jy in die konsultasiekamer kom en dit word nie in een dag gedoen nie. En terselfdertyd by die huis moet die eienaar ook liggaamshanteringsoefeninge doen, simuleer wat by die veearts gaan gedoen word in die konsultasiekamer. So al die hoe die liggaam gaan vasgehou word. Jy weet, jy gaan nie naalde en daai goeters hê by die huis nie, maar jy oefen dit by die huis. En ook reuke. Jy desensitiseer die hond vir die reuke ook by die huis. En dan die tyd wat jy in die konsultasiekamer kom met jou hond en hy of sy kan dit baie goed hanteer. Wanneer die ondersoek gedoen word, is dit vir die hond, jy weet, is hy of sy gewoon daaraan omdat jy dit geoefen het by die huis. So dit is wat ons geïllustreer het vandag. As jy sê nou maar 'n kwaai hondjie het of so wat nie baie goed is met ander troeteldiere nie, dan sal mense gewoonlik vir hulle voorstel om met in kar te bly tot daar 'n veearts reg is om hulle te sien. Of as dit regtig 'n moeilike situasie is, sit hulle gewoonlik in 'n wagkamer of in 'n konsultasiekamer net totdat die veearts by hulle kan uitkom. So jy gee 'n treat, baie keer jy werk met treats wat die hond baie van hou, of 'n speel, weet 'n lekker speelsessie. Party honde wil nie regtig so lekker werk vir treats nie, dan 'n speelsessie met 'n baie gunsteling speelding kan ook daardie doel dien. En so as jy byvoorbeeld nou 'n sekere liggaamshanteringsoefening doen van die mond en jy begin met die mond, dan gaan jy dit beloon. So die hond sit stil, jy vat aan die mond en dan beloon jy jou hond daarvoor. En jy bou dit sistematies op, soos dan ook 'n sistematiese desensitiseringsproses daarmee saam. Dan gaan jy net begin deur die hond se mond oop te maak, want hy gaan heel waarskynlik dit doen en dit gaan 'n onaangename ervaring wees, al kry hy 'n treat daarna. So jy gaan sistematiese desensitering ook daarmee saam doen. So jy gaan net vat aan die mond en dan kry jy die beloning. En jy gaan dit 'n paar keer herhaal en jy gaan dit sistematies meer en meer doen met die mond tot jy hom kan oopmaak. En elke keer word die hond beloon. En daar's goeie gevolge elke keer. En wat mense vergeet is die nadraai. Ek het al 'n geval gehad waar 2 honde by die huis, hulle geen probleme met mekaar gehad nie. Die een hond moes kom vir anale kliere,
dit was 'n hoogs traumatiese ervaring vir haar by die veearts. Na die tyd by die huis het hulle begin baklei. En dis die nadraai van so stresvolle besoek wat ook 'n geweldige impak kan hê. En dis die enigste rede na die hele ondersoek wat ek nou doen as ek 'n gedrags probleem het. Die enigste rede hoekom daai 2 honde baklei is omdat sy nog so gestres was van haar veeartsbesoek. So die kortisol vlakke bly abnormaal hoog en dit kan wees tot nog tot 2 weke na so skrikwekkende ervaring.